Here, dankie vir u woord. En dankie vir dit vir ons. Ons kom bid en vra, Here, dat u vandag ook die sluier van ons oë sal afhaal, sodat ons kan hoor, kan sien en kan weet wat u vir ons wil leer. Seën ons met u woord, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Efesiërs 4. Ons moet so 'n bietjie optel waar ons was in die verlede. U sal sien dat Efesiërs, hierdie gedeelte wat ons lees nou, loop van vers 17 tot 5 vers 20 af, as Paulus ons probeer help hoe om ons hele manier van dink en doen te verander, omdat iets in ons lewe gebeur het. So, ons het stilgestaan vir 'n ruk oor hoe die kerk moet funksioneer, en dan het ons begin met hierdie reeks met die ou en die nuwe lewe, hoe lyk 'n heilige lewe? Is in hierdie reeks van 17 tot 5 tot 20, en vandag is ons nou hier by die middeldeel oor hoe die heilige lewe dan nou prakties uitgeleef word, en dan volg dit dan nou daarna weer met hoe om mense van die lig te wees, en hoe dan om mense van die lig te wees in jou man en vrou verhouding, in jou ouer-kind verhouding, eienaar en slawe verhouding. Dit is nou hoe hierdie, amper sê ek, deur van hulle, as ek die woord so kan gebruik. Maar dit is belangrik om te onthou dat ons is eintlik nog steeds besig met wat hy in Efesiërs 1 vir die gemeente gesê het, omdat dit dieselfde brief is, en ook in 4 vers 1, wat sê, onthou hierdie lewe. So, in die eerste hoofstuk het hy gepraat oor wie is die identiteit van die kerk. Nou kom hy hier na vore en sê, daar's 'n verwagting op jou lewe, jy moet waardig leef van die roeping wat die Here op jou lewe gestel het. Dan het hy dit eers gevat na die kerk toe, en nou is hy met die individu besig, want dis belangrik om raak te sien dat die reaksie in die lewe van die individu, in sy verhouding met, maar ook in verhouding met mekaar, het 'n effek op die groter liggaam van Christus. En dis wat hy besig is om hier duidelik te maak. So die gedeelte wat ons dan nou vandag by stil staan is 'n lewe in liefde, en dan 'n lewe vervul met die Heilige Gees, wat dit moontlik maak, om 'n lewe te leef as mense van die lig. Maar kom ons lees eers 4 vers 25 tot 5 vers 5. Riglyne vir die nuwe lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie, en moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van die omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Onthou, hierdie het ons al in hoofstuk 1 vir mekaar gesê. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik is. Soos dit gelowiges betaam, moet daar onder julle van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove of ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie, nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gieraard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en aan die van God nie. Paulus rig die gelowige en sit hom voor 'n keuse.
Jy weet wat om te doen. Jy weet wat is die verwagting. Interessant is ons hierdie gedeelte lees, kom ons agter dat hier is iets om te interpreteer. Hier is 'n verskuilde boodskap of iets wat ek jou mee moet help om beter daarna te kyk. Paulus sê dis hoe julle lewe moet wees. Sien, ek dink groot ding by baie van ons as gelowiges is ons leef ons lewe, of ons dink ons moet ons lewe leef deur goeie goedjies te doen sodat God my moet aanvaar. So ek kom kerk toe want dis die regte ding om te doen. Ek kan Saterdag aand maak wat ek wil, maar solank ek Sondag in die kerk is, dan is alles reg. Deur die week kan ek allerlei dinge najaag in begeer en myself, wat ook al, maar solank ek Sondag of vanaand dan net my Bybel lees en my gebedjie bid, dan is ek reg. So ons probeer om een of ander rede dink, ons moet 'n klomp goedjies doen om deur God aanvaar te word. Jy kan nie. Jy kan nie. Want Paulus sê, jy kan nie goed doen om te nie. Hy sê, omdat God jou reeds in Christus aangeneem het, moet jy. En dan plaas hy 'n voorbeeld vir die mens. Die evangelie beweeg altyd van identiteit na etiek. Dis nou 'n bietjie dogmatiese term. Wat sê ons hiermee? My etiese gedragskode word bepaal deur my identiteit. En Paulus sê ons identiteit lê waar? In Christus wat ons verkies het, ons verlos het en ons verseël het, Efesiërs 1. En dit het 'n direkte reaksie oor hoe ek my etiese norme, waardes en etiek uitleef elke dag. So dit spoel alles terug toe na Christus wat my kom red het, wat my nuut gemaak het, wat my kom vrymaak het, wat my kom anders maak het. En omdat hy dit reeds gedoen het, is daar dus nou 'n verwagting op my lewe. Dit klink eintlik baie soos die Ou Testament in Eksodus wat sê, ek is die Here julle God wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Daarom, hier kom sê hy, ek is die Here God, ek het julle kom verlos, ek het julle identiteit kom bepaal en daarom moet julle leef soos wat ek wil hê julle moet leef. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Want kinders van God volg God se voorbeeld. Daar's geen onduidelikheid hier nie. In hierdie teks is dit duidelik dat Paulus spreek die goed aan wat mense se identiteit bederf. Gierigheid, hebsug, vergrype, die najaag van wat ook al, en steel dit eintlik jou ware identiteit wie jy in Christus veronderstel is om te wees, omdat al jou energie en aandag op hierdie selfvergrype gefokus is. En hy sê dit hoort nie by God se kinders so nie. Want dis nie wie julle is nie. Julle is nie wat julle het en wat julle nie het en wat julle nie en nie en wat ook al nie. Julle is eerste God se verloste kinders. En daarom gebruik hy die woord in 5 vers 1, memetai. Memetai is 'n navolger. In die antieke wêreld het die kinders 'n speletjie gehad waar hulle kinders hulle vaders nageboots het. Dit was ook in die stad Efese 'n bekende handeling geweest. Kinders het gemaak soos hulle ouers maak. Dit was in hulle speletjies ook so.
Paulus sê glad nie tree soos God op nie. Hy sê leef soos kinders wat reeds aan die Vader behoort. Want sien, dit het 'n effek op die groter liggaam van Christus. Daarom is dit belangrik om raak te sien dat my lewe as individu het 'n massiewe invloed op die mense wat God saam met my gesit het. Want ek is kardinaal deel van die pakkie. En as ek die dwarstrekkerige en die hardkoppige en die eie geregtige en die selfgierige of wat ook al een is, maak dit op die ou einde die hele besigheid suur. So Paulus kom sê eintlik vir die gemeente, vergeet van jouself en jou eie gerief en jou eie gemag en jou eie hepsig en jou eie vergrype. Ontdek wie jy in Christus is en dien die liggaam van Christus, want dis wat God van jou vra. Dis wat God van jou verwag. Want wanneer ek teen 'n ander sondig, beskadig ek die liggaam waarvan ek self deel is. Ek hoef nie op die detail in te gaan wat Paulus hier sê nie. Ek hoef nie hierdie sondelys een vir een op te noem nie. Mag ons in elk geval nooit in die verkondiging van die evangelie vasgevang raak in die sondelyste van die lewe nie. Mag ons fokus altyd op die verlossing van God wees. En mag dit my so meevoer, dat hierdie goed nie meer vir my belangrik is nie. Ek het so in die rukkie terug mos so 'n fotootjie op my WhatsApp status gesit van die ou wat by die dominee kom en sê dominee, jy moet preek oor die mense se sonde. Toe sê hy, okay, noem jou sonde dat ek daaroor preek. Nee dominee, dis nie wat ek bedoel nie. Preek oor die ander mense se sonde. Toe sê nee, maar jou sonde is mos ander mense, is mos vir ander mense wie ander mense se sonde. So kom ons preek net oor joune. Mag ons nooit sonde preek nie. Mag ons altyd Christus preek. Want Christus bepaal my identiteit. Nou is die vraag, dominee, wat weet ek dan, wat is verkeerd? Dit wat verhoed dat jou identiteit in Christus uitleef. Kan ons gaan byskryf daar in Efesiërs 4 tot 5 vers 5. Want Paulus sê hierdie goed hoort nie in julle lewe nie. Hoekom nie? Want julle is kinders van God wat hom moet memetai, wat hom moet kom uitbeeld. Kyk, memetai, die woord mimiek is ook daarvan afgelei. Jy moet dit navolg, nastreef, uitbeeld, sigbaar maak. Nie om te nie, omdat. Omdat jy reeds gered is. Een van die gedeeltes wat hy daar aanhaal, wat vir my bietjie voel, is wanneer hy praat oor hoe ons moet praat. Wat uit ons mond uit moet kom. As hy sê, praat net goed, wat opbouend is. Vir wie? Vir die geloofsgemeenskap. Moenie mekaar afbreek en verskeer en bevloek en vervloek nie. Bou mekaar eerder op. Want dit stig die liggaam van Christus. Maar aan die ander kant, o hemel,
Ons moet begin kyk na hoe ons praat. Ek wil dit so 'n stapie verder vat en sê, dit het nie noodwendig net met vloek te maak nie. Maar ook oor hoe ons praat, lyk oor die lewe waarin God ons geplaas het. Hoe ons praat, lyk met en van mekaar. In die hemel is maklik om mekaar af te breek. Baie maklik. Maar Paulus sê, omdat julle kinders van God is, en julle sy voorbeeld moet volg, moet julle mekaar opbou. En praat wat goed en opbouend is. Want sien, dis hoe dit lyk wanneer liefde prakties uitgeleef raak, en ek dan lewe as iemand wat gered is deur die liefde van Jesus. Hy sê, julle moet deur julle lewenswandel so leef, dat julle nie die gees van God bedroef nie. Nou, jy kry hartseer, en dan kry jy bedroef. Bedroef is hartseer en nog by. Dis hy diep binne seer. En hy sê vir die gemeente, jy weet gemeente, kinders van God, beelddraers, nabootsers, wees versigtig om nie die Here te bedroef in julle reaksie op dit wat hy vir julle gedoen het nie. Want as ek kyk wat aangaan onder julle, lyk dit vir my glad nie, asof julle enigsins leef, soos mense wat aan die Vader behoort het. Hy het sy dierste gegee, maar dit is nie sigbaar in die manier hoe julle leef nie. Interessant dat hy dit noem riglyne vir die nuwe lewe. Hier is die baan waarbinne jy as gelowige moet optree. Hier is die baan waarbinne jy moet beweeg. En interessant dat hy selfvergrype noem, né? Want selfvergrype gaan oor wat? Die verheerliking en die genot en die verryking van wie? Van die self. En as ek dit doen, dan plaas ek myself belangriker as God. Dis hoe eenvoudig het is. As 'n doelbewuste keuse wat jy in die lewe moet maak. Omdat julle kinders van God is, en moet julle sy voorbeeld volg. Hoe lyk Jesus se voorbeeld? Gee tot myself. 'n lewende offer. My alles. Ek dink as ons as gelowiges of ons as mense dit kan regkry om ons self dalk vir die eerste keer te begin offer en te sê, Here, nie meer ek nie, maar U, dan gaan ons begin besef waaroor dit eintlik gaan. Ek het dit al so baie gesê. God is nie sentimenteel oor jou gerief en jou gemak en jou koninkryk. Want daar is nie vir dit plek in navolging van hom nie. Dis hy eerste, dan die res. Want dan raak dit wat ek het, en dit wie ek is, deel van my geloofsuitlewing, wil ek amper sê. Interessant dat hy die diewe aanspreek, né? Hy sê vir die diewe, julle moet ophou steel, werk hard, sodat jy wat kan doen. Jy iets kan hê om vir die liggaam van Christus te gee, dat jy vir die armes kan sorg. So jou werksinspanning moet juis wees om God se ander kinders op 'n beter plek te sit.
Want jy leef nie vir jouself nie. Jy leef vir God. Onthou Paulus skryf hierdie teen die agtergrond van 'n heidense wêreld. En sê hy vir die kerk, moet asseblief nie soos die heidene dit doen nie. Want die heidene het nie God nie. So julle lewe mag nie lyk soos die heidene se lewe nie. Julle taal mag nie klink soos die heidene se taal nie. Julle verhoudings mag nie lyk soos die heidene se lyk nie. Julle drome en julle ideale en dit wat julle najag mag nie lyk soos wat die heidene se lyk nie. Die koninkryke wat julle bou mag nie lyk soos wat die heidene se lyk nie. Want die liggaam van Christus ly daaronder as julle heidens leef. Die Here Jesus het self gesê, dis nie wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat by jou mond uitkom. En sien wat by my mond uitkom, het 'n effek op elke hoorder saam met my. Want julle moet dit beter doen, Efesiërs. Julle moet dit anders doen. Want sien, julle is koninkrykskinders. En as jy 'n koninkrykskind wil wees, is daar 'n verwagting wat jy moet najag. Want vir die wat dit nie doen nie, is daar nie plek in die koninkryk van die hemel nie. As min verse in die Bybel wat my so bang maak soos hierdie een. Die ander een is waar God sê, as ek met my terugkeer aarde toe, sal ek nog geloof op aarde vind. En die een wat my die heel bangste maak is, as hy sê, en die wat die waarheid gaan vind, sal maar min wees. Maar ek is vir hierdie Efesiërs 5 vers 5 net so bang. Want dis harde woorde wat gesê word. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry, want gierigheid is selfvergrype. Gierigheid is die bou van myself. Jy het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Want die Here Jesus het self gesê, soek God se koninkryk en sy geregtigheid, dis waarvoor jy moet leef. As ons deur die geskiedenis kan kyk, is daar boeke vol geskryf oor hoe aardse koninkryke geval het. En as mense wat hand en mond en tand gebeklei het om daai koninkryk staande te hou, maar hy's weg. Die magtige Britse koninkryk is nou 'n seremoniële besigheid. Aardse koninkryke is niks werd nie. Want 'n aardse koninkryk is gebou met sand en stof. Maar God se koninkryk, dis belangrik. Want God se koninkryk oorskadu aardse koninkryke. Die magtige Romeinse ryk, as vandag van hom niks oor, net 'n paar klippe. Hy het geval en hy het kliphard geval. Want is aards.
pleit dat sy kinders hemelsgerig, koninkryksgerig sal leef. Want sien, hy weet hoe vernietigend dit kan wees, as dit nie so is, in die lewe van sy kinders nie. So enige iets, wat nie die koninkryk van God bou, of vorm, of uitbeeld, of simboliseer, of wat ook al in jou lewe nie, hoort nie in jou lewe nie. Dan kan ons nou praat oor verbittering en kwaad word en lelik praat en hebsig en wat ook al alles. Dis effe sekondêr. Ons moet leef soos mense wat reeds aan die Vader behoort. En daar gaan hy nou vir ons wys, hoe lyk dit in my huwelik, hoe lyk dit saam met my kinders, en hoe lyk dit waar die mense is, wat saam met my werk, vir my werk, by my werk, vir wie ek werk. Want dit is hoe my identiteit, waartoe Christus my beseël het, hande en voete kry, in my elke dag se lewe, saam met die ander lede van die liggaam van Christus. Wie boots jy na? Amen. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, maak ons lewe 'n vorm van aanbidding tot U. Want Here, soos ons identiteit in U ons etiek moet bepaal, word daardie etiek ook liturgie. Die liturgie van die lewe, waarin ek vir U elke dag aanbid, najaag, sigbaar maak, eer, dien, volg, omdat ek U kind is. Here, ons verdien niks. Dis alles vir ons gegee. En daarvoor sê ons vir U dankie.